Goeiedag en baie welkom weer by jou Sondag stil word. Ons laaste een vir hierdie jaar van 2025. En die tema van vandag se Sondag stil word is God se lewensritme. Psalm 23 vers 2 en 3. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Nou Tannie Mimi Koortse het gesing van Oktober maand as die mooiste maand. Maar ek wil vir jou sê, geoordeel aan statistiek en alles wat hier vanaf Oktober na Desember toe gebeur, is dit die moeilikste trek van die jaar. Mense se koppietjies begin raas, hulle kan die druk nie meer vat nie. Verhoudings begin skud, hulle raak siek en 'n klomp ander stresgedrewe kondisies is 'n realiteit hier van Oktober maand af aan. En ek is doodseker jy verstaan waarvan ek praat, want hier van Oktober maand af begin die trek al hoe swaarder raak. Dit begin voel asof jy besig is om die stylste deel van die laaste paar dae van die jaar uit te beer. Maar, soos 'n moe springkaan. Inderdaad, ons gos leef op die grond rond. En almal van ons leef met 'n HNV gevoel. Hunker na verlof. En dit gee nou net vir ons, vir die swaar trek van die laaste deel van die jaar, genoeg krag om hom te kan deursien. En weet jy een ding wat my hierdie jaar maar net weer opgeval het, is dat ons nie so mooi verstaan van rus en rustigheid nie. Ons is klaar moeg, nee. En ons het krag vir min dinge. En ons is dun gesmeer oor baie snye brood. En nou begin die einde van die jaar aankom, en hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer begin die pas en die druk oplaai. Want al die einde van die jaar dinge moet afgehandel word, dis afskeide, dis jaareindfunksies en 'n klomp ander dinge. En tussendeur moet die kinders nog hulle eksamens skryf. En dan moet ons begin regmaak om te kan weggaan. En ons moet oppak. En as ons opgepak het, dan moet ons begin regmaak om te ry. En dan ry ons ver. En dit vat baie tyd en energie. En dan kom ons by ons bestemming. En dan laai ons af. En dan as ons klaar afgelaai het, dan begin ons uitpak. Die beplanning vir die Kersetes moet plaas, vir die kos moet aangekoop word. En so werk ons sterk deur na Kersfees toe. En dan kom Kersfees en ons gee die persente vir mekaar. En die huis is deur mekaar. En alles staan op sy kop. En dan is dit skoonmaak weer en weer regmaak vir nuwe jaar. En as ons klaar deur die nuwe jaar geveg en gewerk het met al eet en drinkery, dan moet ons teruggaan. En dan is die lus vir teruggaan nie, want ons is moeg. Waar ons moes gerus het, was ons so besig met so baie dinge. Daai ding wat jy altyd sê, ons tyd word so in beslag geneem deur dit wat ons moet doen, dat ons nie uitkom by dit wat ons wil doen nie. Nou vandag wil ek vir jou so 'n stukkie van ander man se wysheid aangee, maar wat dit so pragtig illustreer. Wat gebeur wanneer ons tyd maak vir die regtige belangrike dinge in ons lewe? Jy sien, ons tyd word ingesluk deur 'n klomp dinge wat nie regtig so belangrik is nie, wat dan veroorsaak dat ons die mees belangrike dinge agterweë laat en wat daartoe lei dat ons net al swaarder en swaarder dra en dieper ploeg en dat ons naderhand voel, ons kan nie meer aangaan nie. Nou die eerste en baie belangrike ding wat ek en jy moet onthou, is toe God gemaak het hy sekere skepingsritmes ingebou in alles wat hy gemaak het. Dink maar aan dag en nag, seisoene en ook die draai van jare in ons lewens. In kort, dit is die tyd wat ons gegee word om elke dag, elke week, elke maand, elke jaar
gelukkig en tevrede te lewe. Nou God het ons geseën met 'n liggaam, siel en gees. En soos wat ek ook net over jou gesê het, is ons so in die skarrel dat ons nie uitkom by die dinge wat regtig saak maak nie. Dink nou maar aan een ding byvoorbeeld soos eet. Dit is bewys dat 70% van geakkumuleerde gifstowwe binne die eerste 24 uur van 'n vas uitgeskei word. Met 'n vas bedoel ek dan, ek het die gebruik van Sondag aand 6 uur tot Maandag aand 6 uur eet ek niks nie, dan drink ek net water of rooibos tee of natuurlike sappe. Onthou jy nog die 10 gebooie? Hoe het God gesê? 6 dae moet jy werk, 7de dag moet jy rus. Hoeveel van ons kom by regte rus uit? Dink nou net in jou lyf, soos wat ek jou nou net gesê het. Wanneer is dit ons lywe se rusdag? En dit is hoekom 'n vas so belangrik is. 6 dae eet, en veral hier oor Kerstyd en al hier groot geëtery en gedrinkery, ons laai soveel ekstra gewig op ons liggame, dat dit ons net nog moeër maak. Daarom gaan dit onder andere daaroor, om tyd te maak, om reg te eet, tyd te maak om jou liggaam ook 'n blaaskans te gee, sodat hy ook net weer vol sterkte kan kom. So die uitdaging vir jou en vir my hierdie jaar is om 'n gesonde lewensritme te ontwikkel. En waar kry ons nou 'n beter voorbeeld daarvan as in Jesus? Na liggaam, siel en gees het hy gereeld tyd gemaak om net weer homself bymekaar te maak, om op die regte plek te fokus, om weg te kom van sy eie denke, van die druk van die mense rondom hom, sodat hy kon doen wat die Vader vir hom gegee het om te doen. Nou om dit vir jou vandag op 'n praktiese manier te illustreer, wil ek vir jou hierdie videoklip wys. So die eerste ding wat jy nou moet sien, is hier die groot glasfles aan die linkerkant. Kom ons sê nou maar, dit is jou 24 uur van elke dag. In elkeen van ons lewens is daar 'n klomp tydstelers. Dis nou daar die onnodige dinge waaraan ons aandag gee, tyd gee, wat nie regtig nodig is nie. Dink nou maar aan ons selfone. Elke nou en dan piep, 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 piep. Dan is dit WhatsApps en dan is dit boodskappe en dan kyk ons e-mails en dan kyk ons dit en dan kyk ons dat. Ek weet nie of dit ook al met jou gebeur het nie, maar ewe skielik onthou jy moet iemand bel en dan maak jou foon oop en dan's daar 'n klomp WhatsApps en dan sit jou foon neer en dan is jy skoon vergeet om dit te doen waarvoor jy foon opgetel het om iemand te bel wat jy wou gebel het. Daarom is dit so belangrik om beheer te kry oor daardie tydsteler. Om vir jouself te sê, weet jy, 'n sekere tyd van die dag kyk ek my WhatsApp, kyk ek na my foon of iemand my gesoek het ensovoorts ensovoorts. So die sand wat dan nou ingegooi word, is hierdie klein goedjies wat soms belangrik is, maar wat nie hoog op die prioriteitsleer is nie, wat nie regtig nou jou aandag nodig het nie. En dan kan jy sien, nou word daar groter klippe ingegooi. Dit is nou daar die moet doen dinge. Jy moet by die werk kom. Jy moet jou werk doen. Jy moet die kinders gaan kry. Jy moet kos maak. Jy moet die vullisdromme uitsit. 'n Klomp moet goed wat gedoen moet word. En dit neem ook 'n groot klomp tyd van ons dag in beslag. En dan kom die groot klippe. Dit is nou daar die dinge wat so krities belangrik is. Dit is om tyd te maak vir God, tyd te maak vir jouself, tyd te maak vir ander mense. En soos wat jy nou kan sien, 'n paar van die groot klippe kom in, maar daar is 'n hele klomp van die ander groot klippe wat nou nie meer pas in hierdie glasvaas nie. Soos wat hulle in Engels sê, what's the moral of the story? The moral of the story is, as jy begin by die minder belangrike dinge, belangrik dan en die mees belangrike laaste, gaan jy nie tyd kry
om by die mees belangrikste goed uit te kom. So kom ons kyk nou net wat gebeur as ons dit alles omdraai. Hier kan jy sien, begin hy met die heel belangrikste, die groot klippe. En wanneer jy tyd maak vir die mees belangrike dinge in jou lewe, dan gaan jy altyd tyd kry vir die moet doen dinge, daar die kleiner klippe wat dan nou ingegooi word, soos wat jy kan sien. En kyk nou net mooi, daar is selfs plek vir al die sand wat jy nog wil ingooi, al daardie klein dingetjies waarby jy ook graag wil uitkom en moet uitkom, maar jy gaan ook tyd kry vir dit. Dit is al oor en oor bewys. As jy jou dag reg begin, deur tyd te maak, deur stil te word, net deur jou dagprogram te beplan en te kyk, rustig dan te ontbyt, tande te borsel, werk toe te ry, kry jy soveel meer gedoen as wat jy uit die bed uit spring en ewe skielik as jy net jou tandborsel laat val as jy laat vir iets. En die heel dag jaag jy deur alles om op die einde van die dag soveel minder te bereik as wat jy kon bereik het. Soos wat ek jou net al gesê het, ek glo meeste van die tyd is ons eie grootste vyande. Want ons brand die kers aan 20 kante terwyl hy net een kant het. En wanneer ek en jy begin dan nou, om soos wat jy nou net gesien het, tyd te maak vir die dinge wat regtig prioriteit is en saak maak, gaan ons altyd meer tyd hê vir al die ander verantwoordelikheid wat op ons is. Maar volgende week gesels ons verder hieroor. Mag die Here ruim voorsien in alles wat jy gaan nodig hê vir elke dag wat jy saam met hom stap op pad na dit wat hy vir ons voorberei het, 'n mooi toekoms. Die Here seën jou. Liefde groete. Shalom. Vir 2026 wens ek vir jou 12 maande van God se liefde en vrede. 52 weke vol van God se genade en krag. 365 dae vol van God se wysheid en insig. 8760 ure vol van goddelike vitaliteit. 525.600 minute van naby aan God se hart te leef. En 31.536.000 sekondes van goddelike lewensblyheid. En hoe sê hulle? Mag die beste van verlede jaar, die slegste van hierdie jaar, 2026 vir jou wees. Liefde groete, Charles. Hemelvader, baie dankie vir u ritmes. Baie dankie vir die lewe wat u vir my gegee en gegee het. Help my om met verantwoordelikheid in hierdie nuwe jaar te lewe. Tyd te maak vir dit wat regtig vir u saak maak. En om dan te sien hoe u sal voorsien dat ek soveel meer en soveel beter gedoen kry as wat ek op my eie kon. Baie dankie vir u liefde en genade. Amen.